Halleluja. Ek weet nie julle sal nie verstaan. Julle sal seker nie verstaan waarom ek soos die aansien. Because why? Something is happening in my soul. Something happens when the Lord came to me and He said, as jy nog nie klaar nie. Ek kom vraag, as jy nog nie klaar met die dinge van jou. Ja? Wat wil jy nog ek moet doen vir jou? That's what the Lord can do. That's why I'm standing here and not ashamed of the gospel of the Lord and Savior Jesus Christ. Daar wat Paulus sê is nie, hy staan nie beskaam nie. Hy skaam hom nie vir die evangelie, van is tot redding tot my siel. Van is een redding vir my siel. Ek wil vir julle vanmiddag sê, as die woord van die Here uitgaan, don't harden your heart. If you don't know the Lord, you need the Lord actually. Not about knowing Him. You need Him. Even if you are alles is bekeer, alles is nie bekeer. Ons nodig hom because why He's the source of our lives. Because this morning He can decide that if He wants to wake you up, He wants to wake you up. That's why He wakes us up this morning. That's why we can stand here this evening. That's why we are here. And I give Him the glory, I give Him the honor this evening. Want Hy is God. Daar is niemand soos Hy nie. Ja, wat gaan jy deur? Hy bly God. Soms vra ons, waar was die Here gewees? Maar die Here was daar altyd daar wat Hy gewees het. Want die woord van die Here sê, die hemel is Sy troon. En die aarde is Sy voetebank. So, hy het nie beweeg nie, hy bly net daar. Net so hy sê, deur grond, sy oor deur grond die hele aarde. Hy sing ons. Ek lyk met David. David sê, hy deur grond my gedagte. Yes, halleluja. Jy het nog nie eens gedink nie, weet jy al wat gaan jy dink? He knows what you are thinking. Yes. That's the God we know. Even before you go into sleep, He's even giving you dreams to dream about. Doesn't matter what dream it is. That's why sometimes you get bad dreams and good dreams. Sometimes we don't want to acknowledge the bad dreams. And you know the bad dreams is the ones who gee jou krag, laat jy kan weet wat kan vooruit gebeur. En sê jy is slegte goed, dat weet die duivel het niks nie. He had nothing, hy het niks. Kom voor ek baie praat, want ek kom ons aan een biddingskoortjie sing, die man van die Here opbring, en ek wil nie nog baie praat nie. Dus ek kan lang praat as ek moet gepraat word. But let me cut it there before it goes to further. Ons gaan 'n lekker aanbiddingswoordjie kry. Van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik
vir u baie dankie. Vir die wonderlike kans en geleentheid wat ons vanaand het om na u toe te kom. Dankie vir 'n voorreg, Here, wat ons nie gehad het. Wat u ons gegee het, my God, Here, toe u aan vrygemaak het van sonde en ongerigtigheid. En vanaand staan ons in u teenwoordigheid. Liewe Here, nie deur ons eie regverdigheid, maar Here, deur wat Jesus gedoen het aan die kruis vir ons. Seën hierdie woord vanaand, liewe Vader, dat dit sal wees soos water wat op droë grond sal val. Want weet Here, dat die woord sal nie na u leeg terugkeer nie. Maar ek bid dat die Here my tong en lippe sal aanraak. En wanneer ek spreek, Here, nie sal spreek uit myself nie, maar Here, sodat u verheer en verheerlik mag word. Baie dankie vir almal wie opgekom het, die tyd uitgekoop het. Ek bid dat die Here hulle seën in die naam van Jesus Christus. Met baie danksegging. Amen. Ek kan maar sit, geliefdes, ek groet u in die oorwinnende naam van onze Here en Zaligmaker Jesus Christus. Ek is dankbaar vir die Here vir so 'n voorreg, want we ook ons innige meegevoel meedeel met die familie. En ons wel nou nie hier nie, maar ons vat broer Aldien en Suster Maria as die familie van Sissel. Ons het Sissel geken vir 'n baie kort tydjie en ons het hom geniet. En vandaag is ons hier, min het ons geweet dat woensdag aan is dit die 4de van Februarie. Yes. Dat ons hier sal by mekaar kom om as 'n ware eer te bring aan wat hy vir ons beteken. Dat ons gaan lees uit die woord van die Here, Psalm 103. Psalm 103, Psalms 103, baie welbekende skrif. Maar ek wil met u deel uit die 14de en 15de vers. Want hy weet wat maaksel ons is. Gedagtes dat ons stof is. Die mens, soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. 16, as die wind daar oorgaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Mag die Here sy woord seën. Geliefdes, Dawid gebruik 3 voorbeelde, of hy stel voor aan ons, hy vergelyk ons met 3 dinge in die lewe. In die eerste sê hy dat ons is stof, en tereg het die Here gesê in Genesis, toe hy stof vir Adam maak, het hy vir Adam uit stof gemaak. En Dawid gebruik dieselfde woorde. Hy sê ons is maar net stof. As die wind daaroor waai, dan waai hy stof weg. En die tweede ding wat hy noem en vir ons sê, vergelyk met is die gras. Gras het net 2 seisoene wat hy lewe. Hy is groen, dan verdor hy, en as die wind oor dit waai, dan is dit verby. En so vergelyk Dawid ons soos stof, hy vergelyk ons soos gras, en hy vergelyk ons ook soos die derde ene soos 'n blom. 'n Blom so wat jy nou sien, hy is baie pragtig, maar hy pragtigheid wat jy sien, is dat vir 'n kort tydjie, dan is hy blom weer weg. En so is die lewe. Die Bybel sê, Dawid wil eintlik vir ons sê, hoe kort die lewe is. Lewe, geliefdes, is so kort, dat ek kan nie vir u eintlik in detail beskryf hoe kort die lewe is nie. As ons kyk in ons gemeenskap en reg deur Suid-Afrika, baie van ons jong mense haal die ouderdom van 30. Dit wys dat hoe kort die lewe is. En hier gebruik Dawid iets en hy wil vir ons herinner daaraan dat die lewe is kort. Moenie lewe soos jy wil nie, want die lewe is kort. Die lewe is so kort, geliefdes, dat ek wil nie vanaand sê, dat as jy iets wil doen, moet jy dit vinnig doen, want jy weet nie, of jy môre weer 'n geleentheid gaan kry. So kort is die lewe. En in die geval van Sissel, kort tyd het ons hom geken, en Sissel het dit verdwyn, en ons het hom nie weer gesien nie. En vanaand is ons hier, om vir u te herinner, geliefdes, net soos hy gegaan het, so gaan ons beurt ook kom. So gaan ons geleentheid ook kom, sodat ons ook moet sterwe. Ek wil ook vir u vanaand 'n ander gedeelte quoteer. Psalm 90,
skryf Moses. En Moses sê, ek dink as hy, ek net seker maak, die 12de vers, Psalm 90 vers 12, sê Moses, Here leer ons, om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Let wel, hy sê nie ons jare nie, maar hy sê help ons om ons dae so te tel. Met ander woorde, ons lewe is in God se oë net soos 'n paar dae. En dan is alles verby. Psalm 39 sê hy, die Here het my lewe afgemeet soos net 2 handpalms, of handpalms, nie 2 nie, maar handpalms, net so afgemeet. Nou dit wil vir my sê, die lewe is kort. Ek kan nie kanse vat in die lewe as die lewe so kort is nie. Ek moet my lewe so lewe dat ek die Here verheerlik, sodat ek die genade van die Here kan deelagtig word. Because lewe hang nie van my af nie. Lewe hang nie van u af nie. Ek kan nie besluit wanneer wil ek sterwe. Ek kan nie besluit tot watter ouderdom ek wil lewe nie. Lewe hang van die Here af. As die Here besluit, vanaand is my aand en is my tyd, dan is daar niks wat ek kan doen nie. Because die lewe hang van die Here af. 'n Mens is soms verbaas, of althans ek is soms verbaas. Hoe is dit dat sommige mense 100 jaar lewe en ander lewe net 25 of 28 jaar? En ek het tot die slotsom gekom. Die lewe hang van die Here af. As die Here besluit, die persoon gaan net 25 jaar lewe, die persoon gaan 100 jaar lewe, dan gaan die persoon 100 jaar lewe, because lewe is in die hande van die Here. Hoe is dit dat 'n baba net 'n maand lewe, daarna sterwe die baba? Jy sien, dit is dinge wat ek nie 'n antwoord voor het nie, maar ek berus my daarin wat die psalmskrywer sê, die lewe is kort en ons moet die lewe so geniet dat ons die Here verheerlik. Altans is ons op die aarde geplaas om die Here te verheerlik. Ek is nie hier om te doen wat ek wil nie. Ek is hier om te doen wat die Here graag wil hê ek moet doen. Amen. Is nog 'n gedeelte wat ek vir u quoteer. Jakobus 4:14. Sê, ons lewe is soos 'n, ek like nie die omvertaling, is soos 'n damp. 'n damp. Ek sê maar nou soos 'n rookdamp. As jy vuur maak en hy rook gaan op, dan Verdwyn, ja. nou so is 'n mens se lewe, of soos 'n wolkdamp, of soos mis. Kom ek sê, die lewe van die mens is soos mis. Hy is nou daar, net nou is hy weg en sy plek ken hom nie. En dit is wat die psalmskrywer aan ons wil bekend maak. Jou lewe is kort. Moenie jou lewe lewe asof jy nooit sal sterwe nie. Daar's mense wat lewe asof hulle nooit sal sterwe nie. Wetend dat die lewe kort is, die lewe kan enige tyd beëindig word. En so wil ek u vandaan bemoedig en sê, net soos wat Jakobus sê, die lewe was, versissel was die lewe soos 'n mis. Hy het net opgekom en toe sy tyd kom om te sterwe, het hy gesterwe. Ek het ander gesê, dat die dag wanneer 'n mens gebore word, dan weet God al klaar wat gaan die sterfdag wees. Ons wie gebore is weet dit nie, maar God weet wanneer gaan jou sterfdag wees. Jou sterfdag, jou geboortedag, is almal weet wanneer is jou geboortedag, maar niemand weet wanneer gaan jou sterfdag wees nie. Is net God wat dit weet. En daarom, omdat die lewe so kort is, wil ek u bemoedig deur te sê, die lewe is te kort.
om te lewe soos ek wil. Ek moet die Here in my lewe kry. Ek moet die Here dien, because die lewe is te kort. Ek weet nie, jare terug, geliefdes, en die kinders, daai tyd wat die treine nog geloop het, altyd, as die skool uitkom, het ek op die nuus gesien, hoe kinders op die dak van die trein dans terwyl die trein ry. En sommige van hulle was deur die oorhoofse kabels doodgeslaan, en sommige het gesjok op hierdie kabels. En ek sê vir myself, die lewe is so kort. Hoe kan jy speel met die lewe wat die Here jou gegee het? Because dit is mos nou soek vir trouble, om bo op 'n trein te gaan dans, terwyl die trein ry. En my gebed is, dat ons geliefdes nie sal gamble met die lewe soos hierdie kinders nie. Die lewe is so kort, geliefdes. As jy vandag iemand kan help, moet jy die persoon help. Moenie uitstel vir môre nie. Because môre mag miskien nooit kom nie. Because die Here gee ons vandag 'n geleentheid om iemand te help. As ek hom vandag of haar vandag kan help, dan moet ek haar help, dan moet ek hom help. Ek sal nooit vergeet nie. Ons was baie klein, ek was baie klein. My ma het by die hospitaal gewerk as 'n cleaner. En die cleaners het 1 week nagskof, 1 week dagskof gewerk. En die dag, of die week was dit haar week wat sy nagskof werk. En sy sê vir my, ek moet haar so 4 uur wakker maak, dat sy klaar maak om werk toe te gaan. Moet haar wakker maak, sê sy vir my, gee my nog net so 5 minute om te lê. Ek gaan speel toe maar buite, en daai tyd val dit my buite, toe dit korre pas vol. Ek kom toe, ek maak haar wakker, en dieselfde tyd wat ek haar wakker maak, toe kom daar 'n ander meisiekind in. Sy sê vir my ma, Antina, my ma roep jou gou asseblief. My ma sê, okay, laat ek net klaar maak vir werk, dan sal ek daar kom. Maar in die draai sy so, dat sy something to 5, because as sy nie halfpad voorloop nie, dan gaan sy laat kom by die werk. En something to 5, val het daarby, die vrou mens het my laat roep, ek kan nie nou gaan nie, ek sal, as ek môre van die werk afkom, sal ek 'n draai daar maak. Guess what happened? Môre, hy auntie het die aand gesterwe, en my ma het nooit gegaan, om te gaan hoor wat soek sy nie. Daarom sê ek, as jy iemand kan help vandag, moenie uitstel nie. As die oortuiging in jou hart is, om iemand vandag te help, miskien nie financially nie, maar whatever, jy die persoon mee kan help, help die persoon, because môre gaan jy dit regret, dat jy nie die persoon gehelp het, en die Here het jou die geleentheid gegee, om die persoon te help. Die lewe is te kort, geliefdes, en omdat die lewe so kort is, wil ek vir u sê, die lewe is te kort, om in die verlede te lewe. Soms lewe ons in die verlede. Ek kan nie oor dit kom dat iemand my seer gemaak het nie. Ek kan nie vergewe wat iemand my aangedoen het nie. Omdat die lewe so kort is, wil ek vir u sê, kry dit in jou hart om te vergewe as iemand jou seer gemaak het. Because die lewe is te kort. Ek het nou die dag op YouTube 'n shocking getuienis gehoor van die persoon, 'n pastoor, dynamic. Ek dink hy het in die prophetic ministry geopereer. Sy vrou stel hom te leer, en sy vrou was betrokke by 'n ander man. Hulle albei is gered, maar die vrou stel hom te leer, en sy raak betrokke by 'n ander man, die dinge kom toe uit, vergifnis word gedoen en whatsoever. Maar die man het toe nooit sy vrou vergewe nie. Hy het al die tyd in die verlede geleef, jare daarna, elke keer as hy sy vrou so kyk, dan kom hy boosheid in hom om haar leed aan te doen. Maar because of the ministry het hy besluit, hy gaan haar nie leed aan doen nie. En dit gebeur so eendag,
terwyl hy werk toe ry, toe is hy in 'n ongeluk. Hy sê hy sien hoe dat sy liggaam, die siel uit sy liggaam uitgaan. Hy ry onder 'n trok in, althans terwyl hy ry, toe maak 'n trok 'n U-turn op die highway en hy's onder die trok in en hy sterwe op die toneel. Hy sê hy hoor hoe die ambulans aankom. Nou hy daar lê vir 'n paar minute. Hy hoor die sirenes van die ambulans. Maar terwyl hy lê, toe kom die gees van die Here en die gees haal sy gees uit sy liggaam uit en sy liggaam lê so op die teerpad terwyl hulle hom opgesny het en regmaak vir die ambulansman te kom haal. Hy sê toe die engel by hom kom, toe as dit, ek weet nie hoe noem hulle die super fast, faster than sound, gryp die engel hom en die engel is die ewigheid in met hom. Hy sê toe hy so terugkyk, toe sien hy hoe lê sy liggaam en hoe probeer die dokters om sy liggaam weer te aan die kou te kry. Maar die engel is met 'n gevaarlike spoed. En toe hy bo kom by die hemelse poort, toe staan hy en die deure word oopgemaak vir mense wat ingaan. Maar toe sy taan is, toe word die deur in sy gesig toegemaak. En hy vra toe maar, hoe is dit moontlik? Ek het aan die Here gedien, ek het geprofeteer, ek het al hierdie dinge, hoe is dit moontlik? En die Here sê vir hom, onthou jy, jou vrou het jou verneek soveel jaar terug. Jy het nooit jou vrou vergewe nie. Elke keer sê die gees vir hom, het ek gesien hoe jy na haar kyk. Lewe is te kort, geliefdes, om in die verlede te lewe. Daarom wil ek jou vanaand sê, omdat die lewe so kort is, laat ons mekaar vergewe. Because you don't know when you will die. Die lewe is so kort, geliefdes. Laat ons mekaar geniet. Laat ons mekaar geniet. Because ek wil nie wanneer ek weg is, nou moet ek hoor. Al die mooi woorde, al die goeie woorde, ek wil dit nou hoor terwyl ek lewe. Dit is een van die dinge wat ek baie kere verwonder staan, wanneer dit kom by 'n begrafnis. Dan hoor jy, ai, hoe goed die persoon was. Pastor Pet was so goed, maar vandag check hulle my gone. Die lewe is te kort, geliefdes. Daarom laat ons mekaar geniet terwyl ons by mekaar is. Baie mense is al weg. Baie mense het al die lewe verlaat. Geliefdes, die lewe is so kort, laat ons mekaar bemoedig. Ons raak mismoedig op die pad. Ons raak lam op die pad. Laat ons, weet jy wat doen 'n bemoediging aan 'n persoon wat moeg is? Hoor jy, dit is soos vlerke wat onder jou kom en jou optel en luister dan voel dat jou voete raak nie by die grond nie, because iemand het gekom om jou te kom bemoedig. You don't know wat die woorde aan daardie persoon beteken wanneer jy mismoedig is nie. Die lewe is te kort dat ons mekaar moet minag. En hier is die laaste ene wat ek wil sê, geliefdes. Die lewe is te kort dat ons mekaar moet verag. Because in elke mens is daar iets goed en in elke mens strakel hy om die goeie ding na vore te bring. Geen wanneer Paulus sê, die ding wat ek nie wil doen nie. As ek my kom kry, dan doen ek die ding wat ek nie wil doen nie. En so is dit in elke mens. Ek wil nie eintlik sê 'n struggle om goed te doen nie. Maar kom ons gebruik maar hy woord. 'n Struggle om goed te doen. Because die vlees anker na die verkeerde dinge. Maar luister geliefdes, as ons vanaand by hierdie geleentheid kan sê, die lewe is so kort. Ek kan nie bekostig om nie die Here te dien nie. Ek kan nie bekostig om sonder die genade van die Here te lewe nie. Because die lewe is nie aan my gewaarborg nie. In Jakobus 4 vers 14, die vers net bo kan dit sê, jy wat sê môre gaan ek son toe, môre gaan ek dit doen. Hoe weet jy of jy môre die son gaan sien opkom? Hoe weet jy of jy môre sal wakker word uit die
as die Here wil. Lewe hang nie van my af nie. Alhoewel ek sal wil lewe tot ek 100 jaar is nie my besluit nie, is die Here se besluit. En so wil ek u vanaand bemoedig. Ons broer was vir 'n kort tydjie saam met ons. En soos broer Eldien gesê het, dit is elke een van ons se paadjie wat ons moet loop. Die ryk mense, die arme mense, die geleerde mense, die ongeletterde mense, klein en groot. Ons het almal een ding in gemeen. Ons gaan almal sterwe. Dit maak nie saak wat ek in die lewe bereik het nie. Dit maak nie saak hoe geleerd ek is nie. Dit maak nie saak hoe ryk ek is nie. Ek gaan sterwe. En dit is wat ons almal in gemeen het. Dit meen nie omdat ek geleerd is, ek gaan nie sterwe nie. Dit meen nie omdat ek arm is, ek gaan nie sterwe nie. Amen. Almal van ons gaan dieselfde pad loop. Ons almal is uit stof gemaak. En die Here sê vir almal van ons is soos die gras. Ons is nou groen. Ons is nou vol lewe. Maar hoor jy, met die draai van die seisoen, dan word die gras dor. En as die wind daaroor waai, dan ken die grasperk nie meer sy plek nie. Dan moet hy plek maak vir ander gras. En daarom het ek by die opening gesê, gras het net 2 seisoene. Hy is groen en hy verdor. Ons is jonk, ander mense, geliefdes, lewe 70 jaar of 100 jaar. En soos ek sê, is die Here wat besluit, wanneer gaan ons sterwe? En omdat hy besluit, it's only right dat ek my lewe aan hom gee, dat ek hom dien, dat ek hom 'n geleentheid gee, sodat hy my kan lei, want ek ken nie die pad vorentoe nie. Amen. Die Here ken die pad. Yes. Mag u vanaand geseën wees, en mag u bemoedig word. Here, leer my, om my dae so te tel, dat ek 'n wyse hart kan bekom. Is net 'n mens wat wys is, wat vir jouself sê, ek moet my gereed maak om te sterwe. Baie kere dan, wanneer 'n mens praat, ek het nou nie dan gepraat, by 'n ander huis, terwyl ons nou sit en gesels, van die dood. En iemand sê, hoorie, ons het nie nou tyd vir die dood nie. Ons het nie nou lus vir die dood nie. Maar Dawid sê, toe sy seun sterwe, tussen my en die dood, is daar net 1 tree. Dit is hoe kort die lewe is. Tussen my en die dood is daar net 1 tree. Ek gaan afsluit met hierdie gedeelte wat ek in laasweek gelees het. Die man maak hom klaar om deel te neem aan hierdie groot atletiek byeenkoms. Hy praktis elke oggend as hy vroeg op. Hy eet gesond, hy drink sy shakes, whatever hulle doen, en dan hardloop hy elke oggend 10 kilometer en dan terug en maak hom klaar vir die werk. Is 'n daaglikse routine, because hy berei hom voor vir hierdie groot atletiek wedloop. En hierdie spesifieke dag het die man soos gewoonlik uitgegaan, sy vrou gesoen en vir haar gesê, ek sien jou nou. Daar is hy uit by die hek en die hardloop. Skaars 100 meter van die huis af, toe sak die man in mekaar. Die man eet gesond, die man drink gesond, die man oefen gereeld, en die man, geliefdes, kyk mooi na sy liggaam. Dit is nie 'n waarborg dat jy lank sal lewe as jy mooi na jou liggaam kyk nie. Alhoewel die mense, die dokter vir jou sê, jy moet kyk na jou lewe, is dit goed, jy moet kyk na jou liggaam, jy moet seker maak, jy eet die regte kosse. Maar hoor jy, die man het alles gedoen, net 100 meter van die huis af, toe sak hy in mekaar. Die ander mense wat gewoonlik saam met hom draf, tel hom toe op, terwyl hy hom geval het, en hulle lê hom so een kant op die pavement neer, en hulle bel die ambulans. Toe die ambulans kom, check sy bloed en check whatever, paar sekondes daarna, toe sterwe die man. Die man maak hom klaar om die einde van die maand deel te neem aan hierdie wedloop, net om te sterwe voordat hy
die middel van die maan bereik. Wat probeer ek vir u sê? Die lewe is kort, geliefdes. Laat ons mekaar help, laat ons mekaar verdra, laat ons mekaar ondersteun. Mag die Here u vanaand seën. Mag u voorspoedig wees en suksesvol wees. Baie dankie. Kom ons lê die oë en ons buig die hoofde. Vader, ons sê vir u baie dankie vir u woord. Dankie Here dat u ons vanaand weer herinner dat ons lewe is so kort. Ons kan nie sonder u lewe nie. Ons kan nie sonder u beweeg nie, Here. Yes, Lord. Immers, Here, alles wat ons het kom van u af. Daarom wil ons, my God, Here, alles in ons vermoë doen om u te behaag, om u tevrede te stel. Waar ons, Here, gevoteer het en onverantwoordelik was, wat ons dat die Here ons sal vergewe en dat die Here ons sal help. Dat ons sal besef, liewe Here, ons het 'n wyse hart nodig. Gee ons 'n wyse hart, soos Moses gebid het en sê, Here, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Mag u vanaand verheerlik word in hierdie diens en mag u vanaand, liewe Here, die familie in Hooptown vertroos, die moeder en familie van Veilige Sissel. Mag die Here hulle beskerm en mag die Here hulle bewaar. Yes. Die reëling wat getref moet word vir sy begrafnis, mag die Here hulle seën en wysheid en krag gee in die naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie, Here. Amen. Dankie, geliefdes. Ronaldine, wil jy nog iets sê? Mercy so praat. Ek is so bly en altyd op ons pastoor se nommer druk. Is altyd vir ons gewillig en waardeer hom. En daarom sê ek altyd vir hulle, ons moet ons pastoor waardeer. Dan ons kan enige tyd op sy nommer druk en is daar vir ons. Baie dankie pastoor en juffrou. Ek waardeer hulle. Hulle is altyd daar vir ons. Hulle kan nog nooit ons steek gehad hê. Soos die woord van die Here sê, ons kan op die arm van vlees staat maak, maar ons maak staat op die Here. Weer eens baie dankie vir my neighbors wat die is. Eerstens wil ek sê, ek dink pastoor sê, ons moet doen wat ons goed doen. My neighbor, ek moet net vir haar tolle droog gee, pastoor. En die double story. Dankie my neighbors, dankie Auntie Ketty, dat Auntie Ketty hier is. En my skoonsusters, wat my sisters geword het.
waardeer julle dat julle hier is. My nag en my neef, ek waardeer julle almal, Suster Verlien, julle almal, ek waardeer julle. Lisha en my sê, kan jy daar Dinkie gaan help daar binne, das Lisha. Gaan daar binne met Dinkie asseblief my kind. Sy net bietjie toch vir 'n teetjie, 'n dierbares. Die kinders sal nog teetjies bring. Ons het nog nie juice, ons is mos groot mense, ons drink nie nog van juice, ons drink van koffie. Baie dankie Pastor Daya, dankie almal dat julle gekom het. Ek weet nog nie gaan ons eers kan help, dan toe gaan die mense ook die sente omdraai so. Daarom het ek maar gevra vir die diens hierso. Eindelijk my hart is baie zeer gesissel. Ek het vir 'n tyd hier by my gebly, toe ek dokter net gekom het. Ek het gewerk, ek weer nie gekry. Ek het my ook nie eens gevra om hier te bly nie. Niemand het vir my gevra om hier te bly nie. Ek het net gesê nie bly hierso. Sjalten, Dinkie net, laat sy so kom, want dat was Dinkie sy bestie. So ek het ook net gesien, sy sal bly hierso. Maar ander gaan met die story. Ek werk gekry. En hy en Dinkie het al hierna gaan bly. En ek weet nie wat ek daarna toe doen. Sy hulle uit mekaar uit. En toe sy sal weg en sy hulle het nooit weer gekom nie. Toe al die in die hospitaal was, het hy gesê hy sou kom, maar hy het nooit hospitaal toe gekom nie. Wat maar sy siel in vrede is. My hart is baie seer vir hom. Maar ja, sê julle bietjie vir die teetjies van hom kom. Weer eens baie dankie Pastor, baie dankie vir Steven. Wat ek ook kan opstaan maak as ek ons vraag, onze keyboardspeler van die kerk. Ek het hom net gevra, Steven, ga hier is, die sê my, as het een Maria kan die is. So baie dankie Steven, dat jy die tijd uitgekomen hebt. Dat is so, skip vir ons, veel teetjies kom. Amen.